aansluit. As jy 'n lidmaat wil word, stap net daar na die funksiesaal daar agter toe. Jy's meer as welkom as jy nog nie het nie. Maar as jy dan nou hier bly en jy's klaar 'n lidmaat. Hierdie is 'n Pinksterkerk, amen. Dis nie 'n charismatiese kerk. Dis nie 'n NG kerk nie, prys Here, dis 'n Pinksterkerk. Dit beteken jy moet beweeg. Jy moet so 'n bietjie jou hande kan klap. Nou wil jy nie net so 'n bietjie, man, maak jouself net so effe los. En ek sien van julle is nog so 'n bietjie styf vanmôre. Weet jy, as die Here kom, dan gaan jou styfheid maar moet weggaan, want anders gaan jou styfheid jou hier los en jou hier hou. Maar vanoggend is ons nie styf nie, so ons kan sing, This Old World Can Never Hold Me. Oh, this old world can never hold me anymore when I'll be gone. For I've made my consecration and I have my wedding garment on. Oh, this old world can never hold me anymore when I'll be gone. Like you.
day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout the victory. Hallelujah. Amen. Kom ons prys die Here, kom ons prys die Here, kom ons prys. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, prys die Here, prys die Here, prys die Here. Amen, amen. Ek weet nie wie het gesien nie, maar in die nuus is dit groot dat die kerkewêreld is besig om te ontwaak. Die Here Jesus kom terug. Weet jy, dis wonderlik om te weet, dit kan enige oomblik wees. Kom ons sing vanmôre saam. Ons is nog nie in die hemel nie, maar kom ek vertel jou hoe lyk die hemel. Hierdie lied vertel ons wat daar bo gebeur. O, U is hoog en verheerlijk, en U soem vol die tempel. U is hoog en verheerlijk, en U soem vol die tempel. Die serafs roep heilig, die serafs roep heilig, die serafs roep heilig is die Heer. Die is hoog en verheerlijk, en U
vanmôre. O, die Sera's roep Die Sera's roep Die Sera's roep is die Heer. Hoor hulle net vanmôre dit roep. Aanbid hom net vanmôre. Aanbid hom net vanmôre vir wie hy is. Kom nou kerk, hoor net vanmôre, voeg net jou hart saam met dit, sonder die stemme. Kom ons sing het kerkie is hoog en verhewe. Want U is hoog en verheven, en die son vol die tempel. U is hoog en verheven, en die son vol die tempel. Die Sera's roep heilig, die Sera's roep heilig, die Sera's roep heilig is die Heer. O, die Sera's. Die Sera's roep heilig, die Sera's roep heilig, die Sera's roep heilig is die Nog een keer kerk. O, ja, Die Sera's roep heilig, die Sera's roep heilig, die Sera's roep heilig is die Heer. Die Sera's roep heilig, die Sera's roep heilig, die Sera's roep heilig is die Heer. Halleluja, halleluja, halleluja. O, prys die Here. Kan ons die Here net vanmôre eer. Terwyl Sera's roep heilig is die Heer, staan die op uit die troon Die majesteit, as koning, o Heer.
Julle kan julle sitplekke neem. Loof die naam van die Here. Goeiemôre Nuwe Lewe Kerk. Ek het vanmôre die groot voorreg om die beleggingsopname te doen. En teregs noem ons dit 'n beleggingsopname, nie 'n kollekte nie. Want ons het 'n kans om insette te lewer in die koninkryk van die Here. Ek lees vir ons graag uit 2 Korintiërs 7 en 8. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid nie, uit dwang nie. Want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte verloop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos lees, God het 'n blygewige gewer lief. En vanmôre het ons insette in die koninkryk van die Here. Ons gee 'n belegging, nie net kollekte nie. Ons sien dit as 'n vorm van aanbidding om aan die Here en geloof te gee en in sy koninkryk insette te lewer. Baie dankie. Net so voor die dames uitgaan, daar's 'n lied wat sê, hy gee my vreugde vir my droefheid. Terwyl Michael so praat oor kollekte, toe kom hierdie lied in my hart. Kyk gou of jy hom kan kry. Dis 'n baie ou konferensielied. Ons het hom nie geoefen nie. Hy gee my vreugde vir my droefheid. Het julle hom? Nee, jy moet hom kry, prys die Here. Ek gaan hom vir julle leer. Hulle ken hom nie, maar verdra my. Hy gee my vreugde vir my droefheid. Sy liefde dryf die vrees uit my. Vir al my wolke gee hy sonskyn. Sieraad vir aas skenk hy my. Hy gee my vrede vir my droefheid. Sy liefde dryf die vrees uit my. Al my wolke gee hy sonskyn. Sieraad vir aas skenk hy my. Hy gee my vreugde vir my droefheid. Sy liefde dryf die vrees uit my.
die Here. Daar leer julle 'n nuwe lied vanoggend. By Nuwe Lewe Kerk. Wie ken daai lied? Daar's een, prys die Here. Is daar nog iemand wat hom ken? Julle het kerk gejippou of konferensies gejippou, een van die twee. Julle, hierdie broek van my gaan al hoe hoor vanoggend. Ek weet nie wat gaan aan nie, my vrou sê my klere raak al hoe kleiner. Dis die gym, prys die Here. Skree iemand uit die gehoor uit. Nuwe Lewe Kerk, is julle reg om vanmôre die woord van die Here te hoor? Amen, amen. Prys die Here, mag die Here hierdie kollektes vanoggend sommer ryklik seën en elkeen wat mildiglik gesaai het in die koninkryk van God. Nou ons praat hierdie maand oor loop reg en vanoggend praat ons loop reg in die gees. Want ons is geestelike mense. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar ons is gees ook. Jy sien net vel en been nie. Jy sien net vlees nie, jy het 'n geestelike element en die gees van God wil met my en jou 'n pad stap en ons moet die gees van die Here kan volg. Nou wil ek jou gou vra. Het jy al ooit gedink ek het nou die regte plan? Ek is nou op die regte pad. Ek is nou op die regte plek. En dan skielik dan maak jy deur toe en dan wonder jy wat nou? Of jy wil iets doen, jy is so seker dis die regte ding om te doen. En weet jy wat gebeur, kerk van die Here, dan voel jy hier in jou hart, moet dit nie doen nie. Die tyd is nie reg nie. En dan wat doen ons? Doen ons dit in 'n geval. Of die deur is toe, dan druk ons die deur oop en ons forceer die deur oop en jy hou aan en jy hou aan en jy hou aan tot die deur oop gaan. Kan ek vir jou sê, as jy die deur oopmaak, dan moet jy hom oophou. As God die deur oopmaak, dan hou hy die deur oop. Groot verskil kerk. Maar ons doen dit mos, is dit nie? Ons volg ons eie raad en ons eie kop en ons is eie sinnig en ons is eie wys. Nou vanoggend wil ek bietjie met jou praat oor om die Gees se leiding te volg. Want die Gees se leiding is nie logies nie, maar as ek en jy dit kan volg, dan is ons besig om in die strategiese raamwerk van God in te beweeg. Dink gou 'n bietjie, as jy net elke keer vir God se Gees geluister het, hoe sou jou lewe vandag gelyk het? Hoe sou jou huwelik en jou finansies en jou kinders se lewe gelyk het? As jy God se Gees se leiding gevolg het. Nou kom ons lees bietjie saam in Handelinge 16 vers 6. Hier is my so 'n pragtige gedeelte en jy moet fyn lees, anders te mis jy dit wat God eintlik vir jou wil sê in hierdie gedeelte, want daar's nou baie name en plekke. Maar hoor wat sê die woord van die Here. En hulle het deur die land Frigië, daai hulle is nou Paulus en Lukas en ander, na die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asia die woord te verkondig. Toe hulle by Missie kom, het hulle probeer om na Bithynië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. So het hulle dan Missie verbygegaan en na Troas afgekom. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. Toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. God sê in sy woord, ek wil graag vir julle Galasiërs ook lees. Maar ek sê, en dis nou Paulus, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Goed, kom ons kyk wat beteken hierdie twee skrifgedeeltes. Want Paulus was besig met sy tweede sendingreis toe hy hierdie gedeelte hierdie gedeelte homself afspeel. Jy sal sien dat Paulus bevind homself en hy's besig om te loop. Hy's daar op pad Galasië toe na die noorde toe. En die Gees van die Here sê vir hom, nee, jy mag nie af sy toe gaan nie. Nou as ons die woord Asië hoor, dan dink ons aan Indië en Pakistan en China. Dit was nie die Asië van daardie tyd nie. Asië was maar hoofsaaklik die moderne Turkye. Daar waar, julle kyk ons nou op SABC 1 en 2 en 3, die ouer tannies kyk ons nou hierdie Turkse goed wat so oorvertaal is. Kyk hoe lag hulle, want hulle weet waarvan ek praat. En as dit nou so 'n man met 'n blasvel, en dan kom die Engels eers daarna by sy mond uit. En die tannies love it. Dis daai mense. Dis daar waar hierdie gedeelte homself afspeel.
En Paulus kom op 'n plek en hy voel, maar weet jy, die mense daaronder moet hoor, hulle moet die evangelie hoor. Nou weet jy wat lê daaronder? Efesiërs, die stad Efese. Wie het al gelees van Efesiërs in die Bybel? En nou sê die Gees van die Here vir hom, nee, jy moenie soontoe gaan nie. Nou wil hy opgaan noorde toe, daar waar die eintlike stamme van Galasiërs is, en die Gees van die Here sê weer vir hom, nee, jy moenie soontoe gaan nie. Onthou nou, dis nie 'n man wat vra of hy moet sondig, of hy iets reg, of verkeerd nie. Hy wil net die evangelie gaan verkondig, en dan sê die Gees van die Here vir hom, nee. Die Gees van die Here gee vir hom toe deure, hy kan nie gaan nie. En dan luister hy na die Gees van die Here, want daar so Macedonië roep. Nou daar's 'n baie ou Engelse lied wat sê, ek wonder as jy hom ken, sing hom tog saam met my. Hy sê, I have heard the Macedonian call today, send the light, oh send the light, that blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Nou dit is Paulus wat hierdie Macedoniërs se roep kry en hulle bevestig dit met die Here en hulle besef dat dit is God se Gees wat hulle wil lei na Macedonië. En jy sal sien daar dat Paulus word toegelei na Europa toe en die eerste gemeente in Europa word gevestig, naamlik die gemeente in Filippi. En Lydia, die purperverkoopster, kom tot bekering. En toe Paulus die brief aan Galasiërs skryf, toe onthou hy wat het met hom gebeur in Galate. Toe onthou hy wat het met hom daar gebeur toe die Gees van die Here vir hom nee gesê het. En hy skrywe vir hierdie gemeente en hy herinner hulle dat as die Gees van die Here sê nee, is dit beter om te luister. Want as ek en jy in die Gees van die Here wandel, as ons reg loop in die Gees van die Here, dan sal ons nie die begeerlikhede van hierdie vlees ooit vervul maak nie. Kan jy sien hoe dat Paulus kon skryf as iemand wat autoriteit en gesag gehad het, want hy moes ergens geluister het na die Gees van die Here. En vandag soos wat jy hier sit, praat die Gees van die Here met jou ook, maar luister jy. Jy weet jy's nie veronderstel om dit of dat of soontoe te gaan nie. Jy weet waarheen jy moet gaan, maar jou hart het hard geword. Daar's sekere maniere wat die Gees van die Here met my en jou praat. Jy moet net weet, voor ons verder gaan, wat sien jy daai Asië gedeelte, daar waar Paulus aanvanklik toe wou gegaan het, daar's baie geld daar gewees in daai tyd. Het was die ryk hawe stede gewees. Laodiceense was daar. Julle het seker onthou jy die 7 gemeentes in Openbaring, wie ken hulle Bybel so bietjie, die 7 gemeentes in Openbaring, dit alles lê daar in Asië. Daai ryk gemeentes, daai groot tiendebetalers, daai groot visse was daar in Asië. En die Gees van die Here sê vir hom, nee Paulus, gaan jy Filippi toe. Daar's 'n vrou Lydia wat moet hoor ek red en ek genees. Maar kom ek vertel jou hoe praat die Gees van die Here met my en jou. Die heel belangrikste is dat die Gees van die Here my en jou lei. En die eerste manier is deur die skrif. Dis die eerste manier. Ek wil dit vandag so duidelik vir jou stel dat God se Gees lei ons primêr deur die woord. As jy nie die woord van God ken en lees nie, dan gaan jy nie weet hoe die Gees van die Here jou wil lei nie. Die woord is soos 'n kompas, dis 'n vaste baken. Daar is nie 'n GPS op hierdie aarde wat nie werk, nie 'n satelliet in die lug wat nie werk sonder om te weet waar ware noord lê nie. Kom nou kerk. Jy kan watter padkaart hê, maar as jy nie 'n kompas het nie, beteken hy vir jou niks. En God se woord is vir my en jou 'n manier en die hoofsaaklike manier hoe die Gees van die Here ons lei. Hoor gou 'n bietjie wat sê 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Een van die vertalings sê tot vermaaning. Ons het die woord van God gekry om ons reg te wys. Om vir ons te sê, maar jy volg nie nou meer die pad wat ek wil hê jy moet volg nie. Ek het so dikwels al die woord gelees en dan kom die Gees van die Here hier by my en maak iets binne my wakker en dan besef ek, maar ek is nie meer op die regte pad nie. Ek is nie meer op die regte plek nie, maar jy gaan dit nie ervaar as jy nie die kompas uit die bedkassie uithaal en hom 'n bietjie afblaas en hom begin lees nie. Daar was 'n prediker eendag wat hierdie stelling gemaak het, toe sê hy, as almal hulle Bybels moet vat en die stof van dit moet afblaas, gaan daar 'n stofstorm in die wêreld ontstaan. Want ons lees mos nie ons Bybels nie. Here lei my, maar jy lees nie jou Bybel nie.
God se Gees lei ons deur die Bybel. As ek en jy in 'n digte bos is en ons verdwaal, dan wil ek vir jou sê, dan is dit die kompas wat ons wys waar noord lê. Anders so loop jy net in 'n kring en in 'n sirkel oor en oor en oor. God se woord is die manier wat die Gees van die Here jou vandag wil lei. Die tweede manier hoe God se Gees my en jou lei is deur die gawes van die Heilige Gees. Wie glo nog in die gawes van God se Gees? Ek lees van tale en uitleg van tale in die Bybel. Ek glo dit. Ek lees van profesie. Ek glo dit. Ek lees van werkinge van kragte, 'n onderskeiding van gees. Ek lees dit in die skrif en ek glo dit. En hierdie gawes werk soos Google Maps. Nou in 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11 kan jy almal van hulle gaan lees. Daar's 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, geloof, genadegawes van gesondmaking. Dis eintlik val berading ook daaronder, dis hoekom dit in die meervoud is. Daar's nie net een manier van gesondmaking nie, genadegawes van gesondmaking, werking van kragte, profesie, onderskeiding van die geeste, tale en uitleg van tale. Maar as jy met Google Maps al ooit gewerk het, dan sal jy sien, hy sê nie vir jou elke draai wat gaan plaasvind nie. Hy sê net vir jou die volgende draai wat voor lê. Dan kom hy tannie op en sy sê, in 50 meters, please turn left. Keep in the right lane. Hy sê nie vir jou wat die volgende en die volgende draai is nie. Hy sê vir jou wat die draai is wat nou voor jou lê. En dis presies hoe die gawes van God se Gees werk. Jy sien nie die hele beeld en die hele prentjie dalk nie, maar hy vertel vir jou presies wat volgende gaan plaasvind. Ek is so lief vir gawes en die werking van die Heilige Gees, want dis deur God se Gees wat ek en jy weet hoe ons moet loop en hoe ons nie moet loop nie. En partykeer maak dit nie vir my en jou sin nie. Een oggend word ek wakker en toe ek so wakker word, toe sê ek van Mariek, daar gaan 'n man my vanoggend bel en die Gees van die Here sê ek moet hom nie verhinder nie, ek moet gaan. En die ou bel my, is 'n AGS pastoor en regtig, dis snaaks hoe dit gebeur. Hy sê hy wil my sien. Nou gewoonlik doen ek dit nie. Ek sê toe goed, dis reg, die Here het ons nou gesê ek moet gaan. Nou gaan ek. Nou sit ek saam met hom by 'n koffiewinkel en hy doen reg, hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy gee my 'n offer om na sy kerk toe te kom. En dit klink mooi en dit klink reg, want dit is ook 'n groter gemeente. En ek tog, Jesus, ek gaan dit vat, maar ek gaan bid eers. Ek gaan vra eers die Here wat hy wil hê. Onthou, ek het hierdie woord van wysheid en kennis die oggend gekry. En nou voel dit vir my, dis wat die Here wou gehad het, ek moet gaan. Nou bid ek en ek vra die Here, wil U hê ek moet gaan? Raai wat sê die Here? Nee. Ek bid, ek sê Here, hoe werk dit? U sê ek moet gaan. Moet hoor wat hierdie man vir my sê. Dan gee hy my offer en dan sê hy nee. Paradoksaal. Maar weet jy, kind van die Here, in dit lê daar 'n verheffing, want God wil my gehoorsaamheid getoets het. Jy sien die roete waarop die Gees van die Here my en jou lei. Dikwels het vir my en jou so 'n shot left of 'n shot right. En dan maak die pad nie vir my en jou sin nie. Maar kan ek vandag vir jou sê, God se Gees lei soos hy wil, waar hy wil. En al wat ek en jy moet doen is net om te volg. Die Here Jesus Christus sê, hy sê die Gees van God is soos die wind. Nou het jy al ooit 'n bootjie op die see gesien, al wat die bootjie moet doen is hy moet net sy seile span en wag vir die wind om hom te vat. Ek en jy hoef nie te weet hoe die wind ons gaan waai nie, ons moet net ons seile span sodat as God se Gees kom, ons in die wind kan wees. God se Gees werk deur die gawes, hy lei ons deur die gawes. Die derde manier hoe die Gees van die Here my en jou lei is deur die leiers en die gemeente. Hulle is soos verkeersligte. En ek weet jy hou nie daarvan as jy vir my vra, pastoor, wat dink jy hiervan? En ek sê vir jou, nee, ek dink jy's verkeerd nie. Dan raak jy mos kwaad, ek gaan vra jy 'n tweede opinie. Bel jy die ander pastoor, jy maak soos daai suster, wat so hondjie dood is, toe sê sy vir die dominee, sal jy my hondjie begrawe? En die dominee sê, nee, ons glo nie in hierdie kerk om honde te begrawe nie, ekskuus suster, laat jy maar gaan. En sy loop, sy gaan daar na die pastoor toe, sy vra vir hom, pastoor, sal jy my hondjie begrawe? Hy sê, is reg. Na weke bel die dominee haar ontsteld, hy sê, suster, ek hoor jy het vir die AGS kerk R50,000 gegee, check uitgeskryf. Sy sê, ja, maar dit was omdat hulle my hondjie begrawe het. En die dominee is baie kwaad, hy sê, van hoekom sê jy nie vir my, dis 'n NG hondjie daai nie? Ek sou hom ook dan begrawe het.
Ek en jy moet besef dat as die Here verby in jou sê nee deur kerkleierskap en deur die pastoor, dan moet ons daarna luister. Soveel maal dan vra gemeentelede my, wat dink jy daarvan pastoor? En dan sê ek vir hulle wat ek dink en dan sien ek hulle doen presies die teenoorgestelde. Moet my dan nie vra nie. Jy mors ons tyd. Doen in 'n geval net wat jy wil. Maar as jy by kerkleierskap uitkom en die pastoor of 'n pastoraatslid sê vir jou, weet jy wat, in my gees voel ek, jy moet dit nie doen nie, hier is vir my 'n rooi lig, dan moet ek en jy luister. Hebreërs 13 vers 17 sê dit so mooi, hy sê, wees gehoorsaam aan julle leiers en onderwerp julle aan hulle, want hulle waak oor julle siele. Dit is skriftuurlik dat die pastoor so nou en dan soos 'n verkeersbeampte moet maak en sê, hey, my broer, jy's nie nou reg nie. My suster, jy loop op 'n verkeerde pad. Ek voel in my hart, jy's besig met die verkeerde ding. En dan praat ek met gemeentelede. Dan gaan doen hulle die teenoorgestelde. Dan kom hulle terug en dan sê hulle, pleks het ek geluister. Pleks het ek geluister. Die vierde manier hoe die Gees van die Here met my en jou praat as sy kind, daai innerlike stem, het jy dit al ooit gehoor, die innerlike stem? Jy kan aangaan daar agter, die innerlike stem. Dis soos 'n radiosein. Het jy al ooit probeer om 'n radio op te vang op 'n ou draadloos? Ek bedoel nou nie hierdie moderne goed met sy self-tuning en dan soek hy self die radiostasie nie. Ek het so ou Hollandse radio. Regtig is 'n groot ding, hy werk met valves. Die van julle wat al ooit vir my kom kuier het sal weet, hy staan daar in die hoek, ek het hom geërf. En dan hierdie radio moet jy so draai. Jy het 'n groot knop wat jy draai. Dan hoor jy, okay, hier's nou iemand wat praat. Dan het hy 'n kleiner knop, dan draai jy die kleiner knop. Tot jy daai man se stem fyn kan hoor. Want as jy dit nie hoor nie, dan hoor jy net ruis. White noise. Weet jy, kind van God, dat die Here met my en jou ook wil praat hier in ons lewe. Dis soos 'n radiosein, maar ek en jy moet ingeskakel wees om te kan hoor wat God se Gees vir my en jou wil sê. Ons moet op sy frekwensie wees. God se Gees werk nie op my frekwensie nie. Ek moet op God se Gees se frekwensie werk. En hoeveel van ons is regtig ingestel in God op God se Gees se frekwensie? Hoeveel van ons luister werklik na sy stem? Ek het in my lewe ervaar dat hoe meer ek na God se Gees luister, hoe meer praat hy met my. Hoe meer ek gehoorsaam is aan God se Gees, hoe meer hoor ek sy stem. En partykeer is dit nie vir my lekker nie. Kom ek vertel jou 'n ander verhaal. Net voor ek bediening toe kom, toe maak 'n ander pastoor my 'n offer en sê ek moet sy assistent pastoor kom word vir 6 maande. En hy sê ek moet daaroor gaan bid. En ek glo maar in skrifvrae, dus ek sê jou na die tyd vertel wat dit is as jy wil weet. Ek vat my Bybel, ek vra skrif. Elke lot wat in die skoot val is 'n beslissing van die Here, sê God se woord. Dis nie Russian roulette nie. Ai, party pastore. Maar in 'n geval, ek vat my Bybel, ek vra skrif. Ek maak hom oop in die Engelse Bybel wat sê, and they laid hands upon him. They seized him, they beat him up and they sent him away empty-handed. En ek sê, goed Here, U wil my nie so toe stuur nie. Ek bel hom, ek sê, pastoor, dankie, maar nee, dankie. Hy sê, die Here kan nie so vinnig praat nie. Ek sê, glo my, hy het vinnig met my vandag gepraat. Nee, ek kom nie. En weet jy wat is hartseer? 6 maande daarna, toe ervaar hy 'n beroep na 'n ander gemeente toe. Ek is seker daai gemeente sou myne gewees het. En nou na 6 maande is ek ongelukkig. Ek sê, Here, sien nie. Ek sou nou hier pastoor gewees het, nou is ek 'n mede-pastoor. Ek is nou nog steeds net 'n proefwerker. Julle 2 maande daarna toe kry ons die beroep Elsburg toe. En vandag besef ek hoekom God se Gees nee gesê het. Ons moet luister, jou radio, jou hartsradio moet ingestel wees vir God se Gees. Jy moet ingetune wees. Dis nie altyd lekker wanneer daai stem vir jou sê nee nie. Wat vir my altyd bejammeringswaardig is wanneer God sê ja, jy kan dit maar doen as jy wil. So hy gee vir jou die keuse, want dit gebeur ook. Dis amper, jy het al so lank aangehou, die woord van die Here sê, en hulle het aangehou kern by God, en hy het dit vir hulle gegee, maar hoor wat sê God se woord, maar met 'n maarte in hulle siel. Innerlike stem, luister vir God se Gees, hou op daai deur druk, en druk, en druk, en druk, ergens gaan hy oop, en jou hart raak so toe, jy kan nie meer God se Gees hoor nie. Die 5de manier hoe God met my en jou praat, is deur omstandighede, padtekens.
Niks gebeur per toeval nie. Per toeval beteken toevallig, toeval God se lig. En ek en jy kry partykeer so padteken wat vir my en jou sê, nee, iets lyk nie reg nie. Iets klink nie reg nie. Dis 'n padteken, luister. As dit nie reg lyk nie, dan is dit nie reg nie. As dit nie reg klink nie, dan is dit nie reg nie. As dit nie reg voel nie, dan is dit nie reg nie. Spreuke 16 vers 6 tot 7 sê vir my en jou, Spreuke 16 vers 9 sê, 'n mens bedink sy weg, maar die Here rig sy voetstappe. Ons moet so versigtig wees vir daai geen ingang, een rigting. Stop. Want as jy dit nie doen, nie kry jy 'n ongeluk. Jy kan 'n rooi lig ignoreer. Bid maar net dat daar nie 'n trok by die groen lig nou gaan oorgaan nie. Jy kan 'n eenrigting teken ignoreer en teen die stroom opgaan. Bid net dat die verkeersbeampte jou nie vang nie. Ons het nodig om na hierdie tekens in ons lewe in te luister. Die Duitsers het so mooi teken, Achtung. Dit beteken aandag. En ek wil vanoggend vir jou sê, miskien is hierdie vir jou 'n Achtung-diens, waar God se Gees sê, nou moet jy begin luister my kind. Nou moet jy begin luister my seun. Nou moet jy begin luister my dogter. Hierdie is een van daai padtekens wat God se Gees wil gebruik, maar jy luister nie. Jy doen jou eie ding. En dan wanneer die pap op die grond val, ons Afrikaners het sulke mooi idiome, daar's nie so iets in Engels nie. When the porridge falls on the floor, dan wil jy na God toe gaan en sê, Here, hoekom? Maar my kind, ek het vir jou soveel padtekens gegee, maar my kind, ek wou soveel maal. Ons luister nie, maar kan ek jou vertel wat is seker een van die mees, kom ek noem dit die mees interessantste maniere hoe God met my en jou praat is deur vrede. Jy sien, vrede is so belangrik, kind van die Here. Vrede is soos 'n skeieregter. Daai fluitjieblaser. Kolossense 3 vers 15 en ek ken hom uit my kop uit. Dis een van die skrifte wat ek in my hart gebeere wat sê en laat die vrede van God in Christus Jesus in julle harte inheers. Daai woord heers in Grieks is dieselfde woord, is dieselfde oorsprongwoord vir umpire. Weet jy wat doen 'n umpire? Julle wat cricket kyk, kyk ek hou nie van rugby nie, maar cricket is seker die ergste van al die sportsoorte. Kom nou broers, wie sit daar? My oupa het dit gedoen vir dae en dae aan een. Wie kyk cricket? Shame. Ek gaan vir julle iets anders gee om te kyk, 'n YouTube video of iets soos dit. Maar goed, daar in cricket is 'n umpire. En dan maak hy so, hy sê vir jou of die bal in of uit is dit nie so nie? Nou sê God se woord dat die vrede van God op dieselfde manier werk. Dis soos 'n umpire wat vir my en jou sê, is die bal in of is die bal uit? Jy voel in jou hart nie vrede nie, dan moet jy weet, dis 'n manier wat God se Gees met jou praat hier om vir jou te sê, dit is nie my wil nie. Daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hy blaas hier in jou hart as jy buite die spel is. Nou ek moet vir jou vertel dat God se Gees het 'n manier om te praat. Ons is eendag hier in die kerk. Die pastoor het nog hier gesit, nou sit ek daar. En ek dink die Vrydag kom preek iemand en sê die Here wys hom ons moet die mure uitbreek. Nou sê ek dankie Here, dis baie mooi, maar ek gaan nie dit nou doen nie. Hierdie ou het baie vleis gisteraand geëet. Hy weet nou nie dis u nie. En die Sondag toe kom preek 'n ander pastoor en hulle ken nie mekaar nie en die pastoor sê ook julle moet die mure uitbreek. En daai Maandag toe besef ek goed, nou het u gepraat, nou moet ek begin breek. Daai Saterdag wat ek laat nie lank op my wag nie, maar ek kan nie alleen mure breek nie. So toe laat ek die gemeente kom met hamers. Wie was hier toe ons hierdie mure afgebreek het met hulle hamers? Toe breek ons hamers daai Saterdag af. Dis net stof hier die hele kerk vol. En vandag kan ek verstaan hoekom God se Gees so gesê het, want daar's nie 'n manier wat daai mense daar agter die voorsou kon gesit het nie. Ons is so sardientjies gelyk het elke Sondag. As God se Gees praat, moet jy luister. En hy praat met vrede. Toe die tweede pastoor dit sê, toe kry ek vrede in my hart. Toe besef ek, ja Here, hier is die vrede van u nou. Ek het vrede. Ek het nie die geld om dit te doen nie, maar ons gaan dit doen. Daai Sondag, 'n Sondag daarna, dink ek, toe samel ons geld in. Nou bid ek sê Here, ek het vrede, maar ek het nie geld nie. Dis erg as jy vrede het, maar jy het nie geld nie.
En ons samel daai Sondagoggend in Elsburg, julle moet onthou, hierdie bly Elsburg, prys die Here. Samel hierdie gemeente R180,000 in om deur te breek. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wat God se Gees kan doen? Maar jy moet na die vrede binne jou hart luister, want dis daai vrede wat in jou hart moet heers. Dit moet heers in jou hart. Maar weet jy wat maak ons met God se vrede? Ons skuif dit so een kant toe. Ons sit 'n deksel daarop om dit nie te kan hoor nie. En in my hart, dis die laaste waarskuwing, is hierdie onvrede, wat is die woord? Help my man, gee my 'n woord. Wat? Hierdie woeling in my hart, want daar's nie vrede nie. Ek ervaar nie God se kalmte nie, ek ervaar nie God se vrede nie. Dis die 6 maniere waardeur God se Gees met my en jou praat. Dis deur sy woord, deur sy gawes, deur leiers, deur hierdie innerlike stem, deur omstandighede en deur vrede. Maar weet jy, ek wil hierdie sin vir jou lees. Die Gees lei nie net op een manier nie, maar hy gebruik 'n hele padkaart van maniere. As jy hierdie beelde onthou, sal jy makliker onthou hoe hy jou vandag wil lei. Maar het jy dit dalk geïgnoreer tot vandag toe? Is jy al so ver op jou eie weg, dat jy nie meer God se Gees kan hoor nie. Ek wil vandag net bietjie saam met jou stap, hoe om na God se Gees te luister. Die eerste manier, en is net 5 goedjies wat ek vir jou wil huis toe stuur, van om na God se Gees te luister, hoe om in God se Gees te wandel, moet ek en jy immers kan luister. En nie net hoor wat hy sê nie, maar luister. Ons het nodig om gehoorsaam te wees aan God se stem. Psalm 95 vers 7 tot 8 sê, as julle vandag my stem hoor, verhard nie julle hart nie. As jy hoor, hy klop vandag so aan jou hart, het dit tyd geword om te begin luister. Die tweede ding is baie belangrik, jy moet dit op die toets stel. Want baie keer, jy kry 3 stemme, jy kry God se Gees, jy kry die duiwel se stem. Maar kan ek jou vertel wat het ek agtergekom, wat is die stem wat die meeste in die kind van God se lewe werk? Jou eie stem. En die manier hoe jy dit onderskei is, deur dit te toets aan God se woord. Jou verantwoordelikheid is verder, dat wanneer jy besef dit is God, wanneer jy luister, dan moet jy op God vertrou. Al lyk die pad hoe, al is die roete hoe, jy moet God vertrou, kind van die Here. Die 4de is, ek en jy moet getrou wees. Ons kan nie na 'n maand sê, oeg, nee, hierdie pad is nou nie lekker nie, Here, ek gaan maar terug na die ander pad toe. Nee, ons moet getrou wees. En die 5de is seker die belangrikste, ek en jy moet glo. Hebreërs 11 vers 8 sê, Abraham het gegaan sonder om te weet waarheen. God het hom die beloofde land gegee, hy het geweet waartoe hy moet gaan, maar hy het nie geweet waar, wanneer en hoe nie, maar hy het gegaan. As God ons lei deur sy Gees, dan moet ons gaan. Loop jy vanoggend dan reg, kerk? Is jy ongehoorsaam en mis jy al die geleenthede wat God vir jou wil gee? 'n lewe sonder vreugde en vrede. 'n lewe met mislukte planne. Of is jy gehoorsaam? Ander se lewens word geraak. Jy stap so reg in God se tydsberekening in en jy ervaar vrede en vreugde. Kom ek vertel julle hierdie getuienis, my oupa vertel my baie jare terug, gee hy vir 'n vroutjie 'n woord en hy sê vir hierdie vrou, so sê die Here, gaan na die speelgoedwinkel toe en sê vir die man, hy moet vir jou werk gee. En daai vrou vat dit ernstig op. Sy gaan na hierdie speelgoedplek toe, sy klop aan die deur, sy sê, meneer, die Here sê jy moet vir my 'n werk gee. Die man lag. Hy sê, ek maak my winkel toe oor 'n week van nou af. Ek het nie vir jou werk nie. Sy sê, meneer, maar die Here het gesê, jy moet vir my 'n werk gee. Nou, ek het al geloop as hy dit vir my sê. Maar die Here het mos nou gesê. Nou is die twee aan mekaar vir 5 minute. Daar kom mense ingestap. En hulle sê vir haar, of hulle sê vir hom, meneer, waar is hierdie winkel? Ons soek hom. Hy sê, nee, dis net hier om die draai. Nou loop hulle. Kom hulle terug en sê hulle, meneer, ons kry nie die winkel nie. Die twee is aan die stryd, dis 'n plofbare situasie. Het hy die 3de keer toe hulle inkom, toe sê hy, wie soek julle? Hulle sê toe van die naam van die besigheid, hy sê, hulle het lankal ook al toegemaak. En hierdie manne vra hom, wil jy nie 'n kontrak hê om beddens vir ons te verkoop nie? Hy kyk hulle so, hy sê ja.
ek kort nou 'n kontrak, en hy teken die kontrak, en toe hulle uitstap, toe sê die vrou, sien jy meneer, jy moet vir my 'n werk gee. Hy teken haar aan. Na 15 jaar toe sy die bestuurderes van 10 takke in die Valdriehoek in. As jy luister na God se stem, as jy kan luister, dan word ander se lewens geraak. Jy ervaar vrede en vreugde. Luister jy, kerk? Paulus se ja het die evangelie na die vasteland van Europa toe gevat. Nou hier is baie verskillende kleurgroepe en rasgroepe hier in Suid-Afrika en veral in ons gemeente. Maar hier is nou baie Europeërs wat vanoggend hier sit. Julle sou nie hier gesit het as Paulus nie ja geantwoord het nie, weet jy dit? En dan wil ek ook vir jou sê, die Europeërs wat die Christelike geloof na Suid-Afrika toe gebring het, beteken nie een van ons sou hier gesit het vanoggend nie. Een ou wat 2000 jaar terug geluister het, het vandag so groot verandering teweeggebring. Ek wil klaarmaak. Ek wil afsluit vanmôre. Luister jy na God se stem? Jy weet, God sê soms nee vir my en jou. God sê soms nee. Af en toe dan is die woord nie ja nie. Af en toe dan sê die Here, nee my kind. Nie nou nie my kind. God se nee is nie 'n afwysing nie, maar 'n beskerming. Dink hoeveel maal het God vir jou nee gesê, omdat hy geweet het jy gaan in die moeilikheid kom. God se nee is eintlik 'n beter ja. En wanneer God nee sê, dan toets hy jou vertroue op hom. God se nee bring 'n nuwe getuienis vir jou. Is dit nie beter om in God se gees te wandel nie? Hoor gou wat sê hierdie skrif in Jesaja 30 vers 21. En jy sal sy stem agter jou hoor, wat sê, dit is die weg, wandel daarop. Hierdie stem hier agter jou, wat vir jou sê, nee my kind, dis nie die regte pad nie. Nee my dogter, nee my seun, jy moet regloop. Nee my seun, jy moet regloop. Maak gou vinnig toe jou oë. Luister jy na God se stem, kerk? Hoeveel maal moet die Here nog met jou praat? Hoeveel maal moet God nog vir jou sê, doen dit, dis die regte ding om te doen, of moenie dit doen nie, dis nie nou die tyd nie. Hoeveel maal gaan jy hierdie deur nog oopdruk en hom oop forceer? Dink jy nie dit gaan in 'n ramp eindig nie? Ja, die deure gaan oop, maar is dit regtig God se wil? Het jy vrede in jou hart? Dalk is hierdie jou laaste padteken oomblik, voordat die Here jou toelaat om te doen wat ook al jy wil doen. En dan eindig dit vir jou in 'n ramp in. As jy vanoggend saam met my daai tree wil neem om te sê, Here, ek wil luister soos wat U met my praat, dan wil ek jou vra om op jou voete te staan. Ons gaan 'n manifestasie vanmôre, 'n profetiese aksie uitvoer. As jy reg is om vir God se gees te luister, dan wil ek jou vra, jy kan sommer so uit jou bank uit beweeg, dan gee jy net so tree vorentoe, dan sê jy, Here, ek gaan van nou af in die gees wandel. Ek gaan van nou af in die Heilige Gees wandel. Ek gaan loop in die gees. Ek gaan praat in die gees. Kom ons bid saam. Here, vanmôre dank ons U dat ons vanoggend net weer U stem kon hoor. Dank ons U Heilige Gees dat ons net weer vanmôre U stem in ons lewens kon ervaar. Ons wil loop soos wat U wil hê ons moet loop. Ons wil nie meer ons eie koppe volg nie. U woord sê dat eie sinnigheid is gelyk aan afgodediens. Ons wil nie meer onsself dien nie, ons wil U dien. Help ons dat U Gees met ons duidelik sal praat. Here, alhoewel ons nie die pad of die roete ken, Here, ken ons U. En is vir ons genoeg om U te vertrou. Help ons, Here, gee ons die mannemoed om U te volg. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal.